My hande hef ek op na u. Ek loof u naam en buig voor u, want u is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huisvesbediening by julle met 'n week. Ek wil hierdie 'n week noem van drome, visioene en gesigte. Wat ek met julle wil deel, want God spreek so met ons. En dan gaan ek deur hierdie week met elke dag se bediening, gaan ek 'n droom wat die Here vir my profeties gegee het, wat 100% volgens die skrif uitspeel, gaan ek met julle deel. En dan gaan ons uit die skrif uitlees wat dit vir ons beteken. Amen. Goed, so ek wil graag begin by Joël 2 en ek gaan vir ons vanaf vers 28 gaan ek vir ons lees. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle ou mense drome droom. En julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. En die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voor die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het. Goed. So ek wil teruggaan na hierdie waar hy sê, en ek sal my gees uitgiet op alle vlees. Dit sal 'n werk van die Heilige Gees in 'n man en 'n vrou wees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle ou mense sal drome droom. En julle jongelinge gesigte sien. En dan wil ek vir ons blaai na Job 33 en vers 14. Want God spreek op een, ja op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. Hy sê, dit was maar net 'n droom, né? Hy sê in 'n droom, in 'n naggesig, as die diepe slaap op die mens val, tydens sluimering op die bed, dan open hy die oor van die mense en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle. So goed, julle, God spreek op een, ja op twee maniere. Hy sê as die mens op sy bed gaan lê en in 'n diepe slaap val, dan kom God met 'n droom om met hom te praat, sodat hy nie in die kuil sal val nie. En dan sê hy in Joël 2, ek sal my gees uitgiet op alle vlees, en julle jongelinge sal profeteer, en julle ou mense sal drome droom, en julle sal gesigte sien. Nou ek wil 'n droom met julle deel, en ek doen met ons heel eerste uitsending hierdie droom en hierdie inleiding vir julle, dat ons kan besef, dit is baie ernstig by God. Dat drome, God kom om deur drome met ons te spreek. Nou hier is wat ek gedroom het. Ek droom een aand, ek sit so tipies in 'n sitkamer, en ons is so 'n kring van jong mense wat so sit daar. Julle, en soos wat jy jou vinger klap, soos wat jy jou oog knip, net so. Toes word ek weggeruk in 'n volgende plek in. En ek verskyn skielik iewers, ek weet net ek het iewers in die hemel, iewers is ek na toe weggeruk. En toe ek daar kom, toe kyk ek so en ek sien 'n menigte mense wat so sit, en dit is asof hulle wag vir iets. En ek is half deur mekaar en ek kyk en ek dog, waar is ek? Wie is hierdie mense en wat gaan aan? Né? En terwyl ek so kyk hier aan die linkerkant, toe sit daar 'n vriend van my met die naam van Jacques, wat 'n vriend van my was baie jare terug, toe ek nog in die jeug in 'n kerk in Alberton was. Sien ek hier sit hy, en ek sien hoe hardloop ons aan mekaar, en ons gryp en omhels mekaar, en ons is so bly om mekaar te sien, en ek gaan sit daar. Maar terwyl ek tussen al daai mense wat so sit, is tipies af hulle sit en wag vir iets. Daar so sit,
toe ek so na die linkerkant toe so opkyk, toe sien ek hierdie geweldige groot, dik, swaar wolke wat so hier aan die linkerkant is, en die wolke begin my fascineer, en ek begin so vir die wolke kyk, en kyk, en die volgende oomblik, terwyl ek nog so vir daai wolke kyk, toe begin daai wolke so oopmaak, en dit is strale van lig wat daar deurkom, amper so sonstrale wat so deur die wolke begin skyn, en dit begin so op die mense val wat daar aan die onderkant sit. En toe daai sonstrale so deur daai wolke breek, toe begin al daai massas, daai mense, begin hulle so in die hemel opkyk na die wolke, en hoe die wolke besig is om oop te maak, en die volgende oomblik begin ons sien engele begin deur daai wolke kom, eers 2's, en toe 4's, en toe 6's, en toe 10's, en toe 50's, en 100'e, begin hulle so V-vorm, begin hulle so oopmaak, en terwyl hulle die V-vorm so oopmaak, toe begin die lig in die middel van dit, begin al hoe helderder, en helderder, en helderder begin dit raak, en een oomblik kon jy nie sien nie, en die volgende oomblik, toe kon ek sien, daar is iets in die midde van die lig, en skielik skuif die troon van die Here Jesus Christus so deur, en die Here sit op die troon, en toe al die massas wat daar sit, die troon so in die midde van die lig beleef, toe spring almal met een kreet van 'n gejuig, 'n oordonderende gejuig, en blydskap, hulle gooi hulle hande in die lug, prys hulle hom wat op die wolke kom, ander val op hulle knieë neer en huil van blydskap, en ek sien net hoe kom die troon af, en waar ook al dit is, waarheen ons weggeruk was, dit was soos 'n ontmoeting in die lig, kom die troon van die Here Jesus Christus tot op grondvlak van waar ons is, en onmiddellik staan hy van die troon af op, en hy begin te loop, en ons almal, die massas wat van die aarde af weggeruk is, loop so agter hom aan, en die volgende oomblik is dit asof my droom so in twee gesny word, so, en ek staan voor 'n baie, baie groot, spierwit gebou, met sulke hoë pilare, wat so voor my is, en die trappe gaan so op, en ek sien hoe begin ek so teen daai trappe so opklim, ek begin so teen die trappe oploop, en toe ek so in die gebou se deure instap, toe sien ek, dis 'n geweldige groot saal, so, wat so voor my lê, voorberei vir 'n troue. Alles is gereed. En ek kyk so in die saal, en ek kyk so rond, en ek sien, maar daar is niemand daar binne nie. En die volgende oomblik, toe word ek wakker in my bed. Nou, ek wil vir julle gou sê, dit was 'n profetiese droom van die Here, en hy's 100% in lyn met die woord. Kom ons gaan lees waar die woord van dit praat. In Matteus 24, vers 36 sê hy, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het nie. En almal weggevoer het nie, let op, en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. En let nou op die volgende gedeelte. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. 2 vroue sal op die meel maal, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur Here kom nie. Waak dan, omdat julle nie weet in watter uur julle Here kom nie. O julle, ek kom vandag met hierdie bediening na jou toe. Dit is iets wat die Here vir my gegee het, wat ek
vir bitter baie jare al in my lewe het, profetiese drome, ek droom die skrif. Ek droom wat in die Bybel staan. Dan het ek al drome gekry, dan weet ek nie dit staan in die Bybel nie. As ek dit gaan ondersoek, dan kry ek skrifte dat dit in die Bybel staan. In Joël 2 sê hy, ek sal my gees uitgiet op alle vlees. En julle ou mense sal drome droom en julle jongelinge sal gesigte sien voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En dan begin hy van die wederkoms van die Here praat. Julle, ek bring vandag hierdie droom na julle toe om vir julle te sê in 'n oomblik, in 'n oogwink, julle gaan alles verander. Die wat in die Here is, gaan weggeruk word in die hemele, gaan die Here tegemoet gaan in die hemele. In die boek van Tessalonisense sal jy lees waar ons dan die Here, ons gaan verander word in 'n verheerlikte liggaam. Ons gaan die Here tegemoet gaan in die lig. Ek wil vandag vir jou sê dat jy moet jou saak en jou lewe met Jesus Christus regkry. Hierdie is die week van profesie. Hierdie is die week van drome wat God praat en wat God openbaringe deur gesigte en drome gaan gee, soos wat hy gepraat het van in die dae van Joël. Kom hierdie boodskap na jou toe. Dit is nou soos in die dae van Joël, julle. Dit is nou die tyd waar die gees van die Here uitgegiet word. Dit is nou die tyd van die krag van God. Dit is nou die tyd van die groot oes, want twee sal by die meel staan. Die een sal aangeneem word en die ander een sal verlaat word. O julle, watter een is jy? Hoe lyk jou verhouding met Jesus Christus? Is jy in 'n diep verhouding met hom? Is jy in 'n liefdesverhouding met hom? Want ek kom na julle om vir julle te sê, hy kom om die te haal wat aan hom behoort. Nou as jy vandag daar sit en jy het na hierdie boodskap geluister en jy het 'n roering in jou gees ervaar, omdat jy weet jy nie in regstand met God is, soos wat jy veronderstel is om te wees nie. Dan wil ek vir jou vra om jou oë toe te maak en saam met my nou te bid. Kom ons maak ons oë toe. Vader, hier kom ek na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Vergewe my. Vergewe my my sondes. O Here, vergewe my ongeregtighede. En was my nou skoon met die bloed van die Seun, die Here Jesus Christus. Reinig my, Here, heilig my. O Here Jesus Christus, ek neem nou die volle prys aan wat U vir my aan die kruis betaal het. Ek vra U om my lewe nou te verander. Ek gee my hele hart en my lewe gee ek nou vir U. Neem my aan, Here. Was my deur die bloed. Reinig my deur die Gees. Neem my hart en neem my lewe. Ek bid dit nou vir Jesus. Ek loof U naam. Hierdie reeks van drome en gesigte van elke dag nou aangaan. So ver die as wat die Here my toelaat. van my hart, Bediening vir julle. van my hart. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.